Welkom hier by Spirit and Life. En dankie dat jy weer luister. Nou, jy kan in die oggend luister en in die middag luister, daar in jou kar sit en luister, jy kan dit aanstuur net om na God se woord te luister. En ek sê dankie dat jy moeite doen om te luister. Nou moet jy weet, dis nie vir my 'n ligtelike saak nie, is om die regte woord te praat, dit wat die Here in my hart praat. Nou, ek sit en ek bid, Here, waaroor moet ek met julle praat? En die volgende ook sê die Here, ek moet hierdie vir julle vertel. Iets persoonlik in my lewe. Nou ek sit hier op hierdie bank en ek's besig om te bid. En ek vat 'n lysie en ek begin 'n paar goed vir die Here vra. Vra oor my kinders, goed vir hulle. Vra oor die gemeente. Ek vra oor goed wat in die gemeente moet gebeur en waar ek moet bedien. En ek vra vir die Here. Ek vra vir die Here vir een ding wat eintlik maar vir my is en ek vra vir die Here. En terwyl ek vra, toe dink ek, Johan, is jy dan nie arrogant nie? Hier sit jy en maak 'n lysie vir die Here. Goed wat ek vra. Die volgende oomblik is ek op vervaar. Die Here sê, vra vir my. Vra vir my. So hierdie ding is die heel dag eintlik hier in my gedagte, vra vir my. Die Here sê, vra vir my, vra vir my. En ek sê, Here, hoe kan ek hier vra? Ek het eintlik al klaar die eerste ding wat ek gevra het vandag gebeur. Het klaar die Here vir my gedoen, vir die Jesus huis. En toe besef ek, dat as ek vir die Here vra, is ek afhanklik van die Here. As ek van die Here vra, dan bid ek tot die Here, dan is dit, Here, ek vra U, want ek kan nie hierdie goeders doen nie, ek het U nodig. Dalk moet die Here vir my sê wat ek moet doen, maar ek moet vra vir die Here. Nou by Psalm 2, dan skryf Dawid, dan sê hy sê, vra van my. Die Here sê, kom vra van my, en ek sal vir jou gee. Jakobus, hulle reken Jakobus een van die eerste boeke wat geskryf is. Nou hoor wat sê Jakobus 4, kom ek lees vir jou 'n paar skrifte hierso. Hy sê, vers 2, julle wil dinge hê, wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het. En as julle dit nie in die hande kan kry nie, veg en baklei julle dit om by hulle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het nie, wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie. Julle het nie, want julle vra nie. En selfs wanneer julle vra, kry julle dit nie, omdat julle motief verkeerd is. Julle wil goed hê, net om dit self te geniet. En eintlik wil God vir jou goed gee, dat jy dit kan deel met ander. Dat jy kan sê, Here, gee dit vir my, sodat ek dit kan deel. Nou, Jesus kom en hy sê, wat julle in my naam vra, sal my Vader vir julle doen, sodat my Vader verheerlik kan word. So as jy vir God iets vra, dan wil ek jou aanmoedig, vertel vir die Here, hoe hy verheerlik gaan word. Hierdie lysie, as ek na hierdie lysie vandag kyk, dan besef ek eintlik, God gaan verheerlik word. Ons gaan die Here prys. As hierdie goed gaan gebeur, dan gaan ek sê, prys die Here, dank die Here hiervoor. Ek bid hierso vir die sentrum wat ons in Pagemeng wil doen, vir die titelaktes, dat dit sal regkom. Want ons werk nou met die munisipaliteit en regtig, ek kan dit nie doen nie, die Here moet in mense se harte werk. Maar God gaan verheerlik word deur daardie sentrum. God gaan verheerlik word deur dit wat gebeur. Maar die Here kom en hy sê, vra. As ek hierdie lys het, dan sit ek hom op my tafel neer, en dan besef ek gaan die hele tyd op God vertrou. As ek na hierdie lysie kyk, dan vertrou ek die Here. Nou wat ek al in my lewe agtergekom het, net so rukkie, dan kry ek dit. Net so rukkie, dan antwoord die Here. Net so rukkie, dan gee hy hierdie vir my. En ek wil jou aanmoedig, vra van die Here. Gaan sit 'n oomblik by die Here, maak dalk 'n lysie en vra vir die Here. En vertel vir die Here hoe hy verheerlik gaan word. Vertel vir die Here dit wat jy vra, hoe ander dit ook gaan geniet. Laat hy jou kan gebruik. Ek bid hier eintlik, die meeste van die goed is eintlik vir ander mense wat ek voorbid. Maar dankie dat ons op God kan vertrou. Dankie dat jy God vertrou. Dankie dat jy bid en met die Here kan praat. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat U ons lief het. Dankie dat U 'n goeie Vader is wat weet wat ons nodig het. Here, ek bid en vra dat U ons sal antwoord. Here, hierdie lysie wat ons maak, gaan U verheerlik. Dankie dat U verheerlik word deur ons
gebede. Dankie vir u liefde. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.